Goeiedag en baie welkom by NG Weerda Park se aanlyn bediening. Vandag gaan ons saam luister na Lukas 24 vers 13 tot 49. 'n Gedeelte wat diep eerlik is oor hoe dit voel wanneer mense teleurgesteld, moeg en nie mekaar is. En tog ontdek dat Jesus nader is as wat hulle gedink het. Voordat ons die skriflesing doen, wil ek jou nooi om jou eie lewe ook hier in oënskou te neem. Met jou vrae, jou hoop, jou swaar en dalk ook om met daardie stil sin wat baie van ons ken, ons het gehoop te sit. Hierdie teks herinner ons dat die opstanding nie net iets is wat lank gelede gebeur het nie, maar dat die opgestane Here steeds saam met sy mense op pad is. Steeds die skrif oopmaak, steeds vrede bring en steeds van gewone moe mense getuies maak. Kom ons luister saam na God se woord uit Lukas 24 vers 13 tot 49. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle watter dinge en hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos, maar intussen is dit nou al die 3de dag van dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle hom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o julle wat sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom van Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle te oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem toe teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en net aan Simon verskyn. Hulle het verduidelik hoe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan hy self tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle 'n gees sien, maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, dis ek self, vat aan my en kyk. 'n Gees het nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en voete. Omdat hulle van die vreugde steeds nie kon glo en verbaas was, sê hy vir hulle, het julle iets te ete hier? En hulle het hom 'n stuk geroosterde vis gegee. Hy het dit uitgeneem en dit voor hulle geëet. Daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen, om die skrifte te verstaan en vir hulle gesê, so staan daar geskryf, dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergifnis van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin
en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Ons lees dit daarso. Daar was eens, nie ver van 'n groot stad met glastorings, verkeersknope en skerms wat dag en nag flikker nie. 'n Klein dorpie met die naam Weerdal. Die dorpie was vreemd, maar op 'n goeie manier. Daar was jong gesinne wat altyd daar van die hardloop was, kinders met stof op hulle skoene en vrae in hulle oë, jong mense wat probeer uitwerk waar hulle in die wêreld inpas, en ouer mense wat geweet het hoe om stories stadig te vertel, sodat die waarheid tyd kry om in 'n mens se hart te gaan sit. In die middel van die dorpie was daar 'n saal. Sommer net 'n gewone saal, amper soos 'n boksgebou. Maar vir die mense van Weerdal was dit meer as bakstene en sement. Hulle het self hierdie bakstene op mekaar gesit. Naweke omgewerk hieraan. Dit was die plek waar trane soms onverwags oor koffie geloop het, waar kinders op die vloer gesit en inkleer het terwyl groot mense oor moeilike goed praat, waar brood gebreek is, liedere gesing is en hande soms net lank genoeg op iemand se skouer gerus het, dat die swaar effe ligter kan voel. Dit was in die tyd van die jaar net na Paasfees. Die baniere van die groot week was nog nie heeltemal weggebêre nie. Iewers was daar nog 'n wit lap op 'n tafel. Iewers het iemand nog 'n blompot water gegee wat vir die Paasondag diens gebruik is. En in die agterkoppe van baie mense was die volgende groot ding reeds aan die kom. Die gemeentefees. Daar moes beplan word, tafels moes geskuif word, lyste moet opgetrek word, mense met braaivleis reël, puddings uitdink, plante aanry om die saal te versier, kinders organiseer, geld tel en die skedules probeer laat werk. Maar onder al hierdie gewone goed was daar 'n ander stroom. Dis asof die wêreld self die afgelope ruk swaarder asemhaal. Die nuus uit ander lande het soos donker wolke oor klein sitkamers en selfoonskerms geskuif. Pryse het gestyg, geduld het gedaal, mense het nog werk toe gery, nog kos gemaak, nog oefeninge gaan doen, nog skooltasse gepak, nog e-posse gestuur, nog by robotte in Johannesburg gesit en vir mekaar gesê, ons sal maar moet aangaan. Maar daar diep binne in baie van hulle was daar 'n ou swaar sin wat hulle nie hardop kon sê nie. Ons het gehoop. Ons het gehoop dinge sal rustiger raak. Ons het gehoop die spanning sal breek. Ons het gehoop dat as Paasfees eers kom, iets in ons ook ligter sal voel. Ons het gehoop. En daardie dae het twee mense uit Weerdal op 'n Woensdag aand na 'n lang feesvergadering saam van die saal af huis toe gestap. Dit was nie 'n lang reis nie, net daardie laaste end in die koel aandlig waar 'n mens se gedagtes harder begin praat as die geraas van die dag en van die stad. Die een was 'n vrou met die naam Mara. Sy was nie oud nie, nie jonk nie. So iewers in daardie deel van die lewe waar jy tegelyk moeg en sterk kan wees. Sy het kinders gehad wat vra dat jy nie altyd onmiddellik die antwoord voor het nie. Die ander was oom Gert met sagte oë en 'n soort rustige teenwoordigheid wat sy wysheid, sy harde werk en stille moed uitgebeeld het. Hulle het van die saal af weggestap met die lysies van die gemeentefees nog in hulle hande. Dis snaaks, sê Mara, om mens oor worsrolle en tafels kan praat en tog die heeltyd kan voel asof daar ook iets anders in die kamer is. Oom Gert het geknik. Ja, partykeer doen ons die gewone goed met buitengewone swaar in ons bors. Ek weet nie, sê sy. Dis asof almal net probeer byhou, by die huis, by die werk, in die wêreld, op die nuus, oral. En intussen met mense steeds Sondag kom sing, kom dien, kom gee, kom help, kom glimlag. Ek wil, maar dis moeilik. Oom Gert kyk lank voor hom. Dis amper soos daardie twee op pad na Emmaus, sê hy. Hulle het ook nog geloop, nog gepraat, nog probeer sin maak, maar eintlik het hulle gedink die hele storie het doodgeloop. Maar hy antwoord nie dadelik nie. Ja, sê sy uiteindelik. Daardie sin kry my elke keer. Ons het gehoop. Terwyl hulle so stap, kom daar nog iemand langs hulle.
Hulle kon later nie mooi sê waar vandaan nie, maar hy het bekend gelyk en hulle moes hom gesien het, en daarom het hulle hom nie verjaag nie. Dis mos hoe dit partykeer in stories werk. En op daardie oomblik is daar net 2 mense, en die volgende oomblik loop daar 3. Hy het gelyk soos iemand wat weet om te luister. Nie belangrik nie, nie indrukwekkend nie, nie iemand wie se stap haastig was nie. Waaroor praat julle so ernstig, vra hy. Mara kyk hom al verbaas aan. Die lewe, seker, sê sy. Kerk, hoop, teleurstelling, die gewone goed. Vertel my, sê die vreemdeling. En toe vertel hulle. Hulle vertel van die wêreld se swaar, van mense wat moeg is vir slegte nuus, van jong ouers wat probeer om geloof in huise vol skerms en take en gejaag lewend te hou, van ouer mense wat wonder of die dinge waarvoor hulle so lank gebid het nog gaan gebeur, van kinders wat vra hoekom groot mense so bekommerd lyk, van 'n gemeente wat lief is vir mekaar, maar soms ook moeg raak, van die vreemdheid dat mense na Paasfees nog steeds met 'n swaar hart kan sit. En dan, sonder dat hulle dit beplan het, begin hulle oor Jesus praat. Omdat, sê Mara stadig, ons moes gedink het dat as hy regtig opgestaan het, alles hier duideliker en ligter sou voel. Makliker, sê oom Gert. Net minder gebreek, sê sy. Die vreemdeling stap 'n paar tree in stilte saam. Toe sê hy, julle harte is vol, maar julle lees nog die storie asof Vrydag die laaste bladsy was. Die 2 kyk hom aan. Wat bedoel jy, vra oom Gert? Die vreemdeling buig af, tel 'n droë takkie op en trek daarmee 3 lyne in die sand langs die pad. Party mense, sê hy, lees die wêreld soos die mense wat net na die oppervlak kyk. Iets val uitmekaar, dan soek hulle die vinnigste verduideliking. Die graf is leeg, so iemand moes die liggaam gevat het. Die droom is gebreek, so God moes verdwyn het. Die kruis staan, so die koning moes verloor het. Hy vee die eerste lyn uit. Maar die koning van Israel, sê hy, skryf nie stories wat by skande eindig nie. Hy skryf stories waarin droë grond water kry, waar jongste seuns konings word, waar slawe deur die see loop, waar ballinge huis toe kom, waar die steen wat weggegooi is juis die hoeksteen word. Hy vee die tweede lyn uit. Julle probleem, sê hy sonder hardheid, is nie dat daar te min tekens is nie. Julle probleem is dat julle nog nie geleer het om die tekens reg te lees nie. Toe begin hy vir hulle 'n storie vertel, wat ouer was as hulle eie lewens. Hy vertel van 'n tuin, waar mense geëet het, toe skaam geword het. Van oë wat oopgegaan het, maar net genoeg om hulle eie naaktheid te sien. Van mense wat wegkruip van 'n wêreld wat uitmekaar begin skeer het by 'n tafel. Van families wat mekaar seermaak, van grond wat dorings dra, van stede wat torings bou om hulle self groot te maak, van Egiptiese bakstene en Babelse taalverwarring, van profete wat roep, van brood in die woestyn, van 'n lam by 'n deurkusyn, van 'n berg waar oudstes eet in God se teenwoordigheid, van psalms waarin mense en psalms hoop uitroep, van 'n knegg wat verag sou word en tog baie regverdig sou maak. En terwyl hy praat, begin Mara stadiger stap. Nie omdat sy moeg raak nie, maar omdat sy iets anders voel gebeur. Sy kan dit nie verduidelik nie. Dit is asof die sikke nie meer los rond lê nie. Dit is asof die vreemdeling die nie nuwe feite gee nie, maar die ou feite in 'n ander lig sit. Oom Gert voel dit ook. Hy sou dit later beskryf as iets wat soos warm kole onder koue as begin gloei. Nie 'n lawaaiige wonderwerk nie, net die stadige heilige gevoel dat die Here dalk nader is as wat jy gedink het. Die son sak, en die pad word goudkleurig soos die lig. Toe hulle by die plek kom waar hulle paaie sou skei, maak die vreemdeling asof hy verder wil gaan. Dis 'n klein oomblik. So klein dat mense dit maklik kan mislees. So klein soos die oomblik wanneer iemand by 'n kerkdeur verbyloop en jy besluit of jy hulle gaan nooi vir koffie of nie. So klein soos die oomblik wanneer 'n kind vra, bid ons vanaand, en jy besluit of daar tyd is. So klein soos die oomblik wanneer iemand se naam op jou hart kom en jy besluit of jy daai SMS of WhatsApp gaan stuur. Bly by ons, sê Mara skielik.
Oom Gert voeg by, dis amper aan, die pad is lank, kom eet saam. En die vreemdeling knik. In die saal van Weerdal was daardie aand nog 'n paar mense besig. Iemand was besig om stoele op mekaar te pak, iemand was in die kombuis en besig om die laaste koppies op die droograk te pak. Kinders het nog luidkeels buite gespeel. Die ligte het van binne deur die loodglasvenster geskyn. 'n Uitnodiging. Hulle het gaan sit by 'n staaltafel. Nie 'n feesmaal nie, net brood, sop en 'n vleispastei wat oorgebly het van die vergadering se verversings. Toe gebeur dit. Die vreemdeling wat eintlik die gas moes wees, vat die brood, soos iemand wat by hierdie tafel hoort. Hy breek dit. Hy dank. Hy gee. En in daardie oomblik gaan hulle oë oop. Nie omdat sy gesig skielik verander het nie, nie omdat die aarde skud nie, maar omdat alles met eens sin maak. Die pad, die skrif, die warmte, sy stem, die manier waarop hy die brood hanteer, asof genade nog altyd in sy hande tuis gekom het. Dis Jesus, die opgestane, die een wat hulle gedink het, hulle verloor het, die een wie se skande eintlik heerlikheid was, die een wie se kruis nie die einde van God se plan was nie, maar die deur, die een wat nie afwesig was op hulle pad nie, maar juis saam met hulle geloop het, toe hulle hom die minste herken het. En toe hulle hom herken, is hy nie meer op dieselfde manier sigbaar nie, nie weg nie, net anders. Maar hy snak na haar asem. Oom Gert sit met trane wat hy nie eers probeer wegsteek nie. Was dit nie hy nie, fluister sy. Was dit daarom dat ons harte so warm geword het, sê oom Gert. Toe staan hulle op, dadelik, nie later nie, nie wanneer dit veilig is nie, nie wanneer die pad beter of belig is nie, dadelik, want dit is wat met mense gebeur wat die Here herken, hulle draai om, hulle stap terug na die dorp, terug na die mense, terug na die gemeenskap, want die opstandingsgeloof bly nie op 'n privaat paadjie sit nie. Dit gaan terug na ander toe. Soek God se familie. Dit sê ek moet gaan vertel. Toe hulle by die saal deurkom, was daar reeds 'n geroesmoes. Ander mense was daar, gesigte vol verbasing, woorde wat oor mekaar val. Hy lewe, sê iemand by die deur. Hy het verskyn, sê iemand anders. Dis waar, sê 'n derde. En die wonderlike ding van die opstanding is dit. Jou eie brose getuienis hoef nooit alleen te staan nie. God laat sy mense in mekaar se stories ontmoet. Die een sê, ek het hom op die pad erken, die ander sê, ek het hom in vrede beleef, die ander sê, ek het gedink alles is klaar en toe het hy my geroep by die naam. So word 'n gemeente gevorm. Nie deur perfekte mense nie, deur mense wat verras is deur Jesus. Terwyl hulle nog praat, staan hy skielik daar tussen hulle. Niemand het die deur hoor oopgaan nie. Die vertrek word stil. 'n kind druk teen sy ma se been vas. Iemand laat amper 'n koppie val. Vrede vir julle, sê Jesus. Maar die mense is bang, want wanneer God nader kom as wat jy verwag, is dit nie altyd die troos wat jy voel nie. Soms is dit skrik. Soms dink jy, dit kan tog nie regtig wees nie, dit moet 'n skaduwee wees, 'n wens, 'n gees, 'n verbeelding. Maar Jesus ken hulle vrese. Hy wys sy hande, sy voete, en nooi hulle nader, nie om hulle skaam te maak nie, om hulle seker te laat voel. Hy's nie 'n spook nie. Hy's nie net 'n herinnering aan beter dae nie. Hy's nie 'n mooi idee wat mense help cope met die lewe nie. Hy's die gekruisigde en opgestane Here, werklik, liggaamlik, tasbaar, met wonde wat nie uitgewis is nie, maar verheerlik is. Iemand bring vir hom iets om te eet. Gewone kos, eenvoudige kos, en hy eet dit voor hulle oë. En die Here wat in die tuin by 'n maaltyd aan 'n mens se breuke begin sien, kies nou weer 'n maaltyd te wys wat herstel is. Wat by een tafel in Eden gebreek het, begin by hierdie tafels genees. By die tafel in Emmaus, by die tafel in Jerusalem, by die tafels van gelowiges deur die eeue, by kombuistafels waar families bid,
by kerktafels waar brood gedeel word, by lang saaltafels waar mense mekaar se name leer ken, by feesdae en by stil weeksaande. Toe open hy nie net hulle oë nie, maar ook hulle verstand. Die hele storie sê hy het nog altyd hierheen gewys. Moses, die profete, die psalms, die pyn, die hoop, die beloftes, alles. Die Christus moes ly, sê hy, en op die 3de dag opstaan. En hierdie nuus moet gedra word, nie gehou word nie, gedra word van Jerusalem af na buite, na die nasies, na die strate, na huise, na werksplekke, na kinders, na moe mense, na mense wat ophou hoop het. Dis dalk waar die mense van Wierdal daardie aand die meeste verander het. Nie net dat hulle hom herken het nie, maar dat hulle begin besef het wie hulle nou is. Nie net mense wat moet aanhou en byhou by die regte dinge nie. Nie net mense wat 'n gemeentefees moet reël of nog in 'n week moet oorleef nie, maar getuies. Mense wat weet dat Jesus op paaie saamloop. Mense wat weet dat hy deur die woorde harte van mense aan die brand steek. Mense wat weet dat hy homself bekend maak waar brood gebreek word en ruimte gemaak word. Mense wat weet dat vrede nie die afwesigheid van spanning is nie, maar die teenwoordigheid van die opgestane. Mense wat weet dat God se koninkryk anders is, daarom is hulle anders. Mense wat versorgvol en daarom ander kan versorg. Mense wat familie is, daarom behoort niemand hier alleen te loop nie. Later die week, toe die dorpie weer met sy gewone dinge aangaan, het iets subtiel verander. Alles was nie skielik net maklik nie. Alles was nog daar. Die verkeer was nog daar, die rekeninge was nog daar, die moegheid was nog daar. Die lysies vir die gemeentefees was beslis nog daar. Maar nou het die mense van Wierdal anders gekyk na wat om hulle aangaan. Wanneer iemand laat by die saal instap en jou half jammer sê dat sy dag net te veel was en iemand anders 'n stoel nader trek. Wanneer 'n kind weer een van daardie groot vrae vra, het 'n ouma nie net geantwoord om te probeer antwoord nie, maar die storie vertel. Wanneer die jong mense gewonder het of geloof nog iets kan sê in 'n wêreld vol oorlog en geraas, het die gemeente nie vinnige antwoorde beloof nie, maar gesê kom ons stap saam. Die Here loop dikwels langs mense wat hom nog nie herken nie. Wanneer families om tafel sit, haastig, onnet, soms met selfone te naby en emosies te rou, het sommige skielik begin onthou dat God deur gewone brood ook buitengewone dinge kan doen. Toe die dag van die gemeentefees uiteindelik kom, het dit nie net gevoel soos nog 'n fondsinsameling of nog 'n sosiale byeenkoms nie, dit het gevoel soos 'n teken, soos 'n oefening, soos 'n klein voorsmaak van die groter fees van God se koninkryk. Kinders hardloop tussen tafels deur, jong volwassenes dra koelbokse en lag hard. Ouer mense sit en stories vertel met koek en tee en onthou name wat ander al vergeet het. Iemand verkoop vetkoek, iemand roer 'n pot, iemand help 'n nuwe mens om nie alleen te voel nie. Iemand sny brood, iemand skink koffie, iemand luister, iemand bid. En iewers dalk baie nader as wat enigeen op daai oomblik besef, is die opgestane Here weer besig om tussen sy mense te staan en te sê vrede vir julle. Nie omdat die wêreld uiteindelik veilig geraak het nie. Nie omdat al die vrae beantwoord is nie. Nie omdat iemand minder swaar kry nie. Maar omdat hy lewe. Omdat hy saamstap. Omdat hy die skrif oopmaak. Omdat hy oë oopmaak. Omdat hy mense terugbring na mekaar toe. Dat hy hulle uitstuur as ligdraers. Omdat hulle harte warm word. En miskien is dit die geheim van die kerk na Paasfees. Dat ons nie mense is wat maak as 'n Vrydag nooit gebeur het nie. Ons is mense wat weet, Vrydag was werklik. Die kruis was werklik. Die skande was werklik. Die teleurstelling was werklik. Ons het gehoop, was werklik. Maar nou ook dit. Die graf is leeg. Die Here lewe, die pad is heilig. Die brood is geseën. Die gemeenskap is bymekaar geroep. Die Gees is beloof. En hier, ons storie is hier nie klaar nie. Daarom
Geliefdes, jy wat hierna luister, wanneer jy in hierdie dae weet, tussen die gewone en die swaar leef, tussen werk en kinders, tussen nuus en stilte, tussen voorbereiding en uitputting, onthou dit. Die Here is dikwels die naaste wanneer hy die moeilikste is om raak te sien. Hy kom na ons toe op die pad, in die woord, aan die tafel, in die familie van geloof. Hy maak van mense wat net nou oorleef, mense wat kan getuig, van mense wat nou wegstap, mense wat terugkeer, en mense se harte wat koud geword het, iemand wie se hart weer brand. Want in Christus se opstanding is daar nou meer werklikheid as wat die oog kan sien, meer hoop as wat die nuus kan dra, en meer genade as wat ons teleurstelling ooit kan voorsien. En so stap ons verder, nie alleen nie, nie blind nie, nie sonder hoop nie, maar as familie, as mense van die lig, as versorgdes wat versorg, as getuies van die opgestane Here. Amen. Mag jy so hoop in God ervaar. Mooi week vir jou verder. Totsiens.